Julle rooi wat. Dis tyd vir nuus in 'n nutshell. Met hulle favourite, Friskie Mariski. Ek moes letterlik my brille gaan haal het want ek kon nie glo wat ek sien nie. Hier kom groot kaak. Vroeger vandag het die Hawks, the head of the Hawks, Lieutenant General Godfrey Lebeya, aangekondig dat daar 4 sake van high treason oopgemaak is teenoor individuals. Hulle nou mooi sal onthou het, word hierdie ding gelink aan ons pelle wat by die White House gaan kuier het. Dit is AfriForum. Wag, kom ek gaan kry gou daai name voordat julle my weer kap. Okay, ek's back. Okay. So, ons het die head van International Relations van Solidariteit, Jaco Kleinhans, Dr. Dirk Herman, CEO van Solidariteit, Flip Buys, Chairman van Solidariteit, en dan natuurlik Callie Kriel, CEO van AfriForum. Sorry, ek dink alles val onder een maatskappy, en toe sê ek is AfriForum as ek ja, maar dit is nie. Anyways, julle, long story short, soos dat julle sal kan onthou, verlede week en week voor dit was dit nou groot nuus geweest, dat hierdie 4 ouens van Solidariteit, dit is die hoof rolspelers by Solidariteit en AfriForum, is na die White House toe, om daar 'n memorandum of dit oor te gaan handig oor wat aangaan hier in ons land, okay? Long story short, toe raak ons president Ramaphosa, dik te moere, okay? En hy het 'n uitlating gemaak, Callie het gereageer, en julle sal selfs onthou, ek het selfs vir julle 'n paar video's terug vertel van ek wat geskryf het oor, is daar of, jy weet, word volksstaat nog oorweeg en of dit een van die goeders is waaroor hulle met die White House gaan gesels het. Anyways, toe vroeër vandag, toe kom Godfrey Lebeya, okay, dit is Lieutenant General vir jou Friskie Mariski, die head of the Hawks, en hy het 'n interview op SABC gegee, waar hy confirm het dat daar 4 sake van high treason oopgemaak is. Nou hoor jy wat sy vir ons hierso, Hy het gesê, hy kon nie sê wie hierdie sake oopgemaak het nie, so die complainants is nog anonymous, kan ons dit so sê. Hy sê, maar dit kan van political parties wees that are concerned about individuals who have crossed the border and communicated some of the things that are perceived in the direction of high treason. Wat? Verder het hulle hom gevra, jy weet, kan hierdie mense of die 4 sake, wat ook al die mense wat ondersoek word, gearresteer word, of what can happen? Waarop hy gereageer het is dat nou op die oomblik 'n ondersoek in plek is, okay? So, en dan daarna gaan die Hawks hierdie ondersoeke, whatever, die findings, moet oorgee aan die NPA, en dan, die NPA could look at if the content and the affidavits is sufficient to stand in court. So nou, like vir my, hulle wil nou eers kyk of hulle genoeg evidence of what by mekaar kan maak. Die manier hoe hy dit verduidelik het, klink of hulle selfs video evidence, of wat, wat gaan julle doen? Gaan julle wys hoe die mense peacefully US Embassy toe gemaak het? En, my chommies, dis nie eers dieselfde groepe nie. Dis nie al nie, julle. So, verlede week het die crime stats vir die 4th quarter uitgekom van 2024, okay? Dus nou weer 'n moeisige gestraaiery, hoor hierdie storie. Die polisie gesê dat net 1 plaasmoord in hierdie tydperk gebeur, toe kom klap AfriForum terug en sê, hey hoor, tot 8 gebeur. In fact, hulle het selfs genoem dat een van hierdie plaasmoorde, wat in Oktober verlede jaar gebeur het, was 'n ma en 'n dogter ontvoer en vermoor. So dit nou gebeur nou, want nadat die crime stats uitgekom het, het AfriForum obviously uitgepraat en gesê, luister, hierdie goeders is nie dieselfde nie. Toe kom daar polisieminister, wat is dit, Senzo Mchunu, en sê, well, bring ons die bewyse, en julle ken vir AfriForum, hulle maak het obviously by mekaar. So long story short, julle, hierso is 'n deftige fight aan hierso, en ons het gedink dit begin net by Trump. Onthou julle, dit het nou alles begin, nadat Trump gewen het, toe het Trump 'n statement gemaak, waar hy gesê het, hy gaan van die funds of whatever, sanctions afsny, wat na Suid-Afrika toe gaan, en baie van hierdie goeders is apparently, soos kom ons sê, HIV treatment en what.
En die ding wat hulle verder de moeder gemaak het, was toe Trump gesê het, hy offer refugee status vir Afrikaners, okay? En julle kan onthou wat het toe gebeur, in Rep en Roer, apparently, ek dink daar was apparently 10,000 mense wat kort daarna aansoek gedoen het vir hierdie, maar dit is nou omtrent 'n maand later, omtrent 'n March later, en dan het ons die White House besoek, en ons weet nog steeds nie presies hoe hierdie sogenaamde refugee status is werk, en of ons regtig wil gaan nie. Ek bedoel, julle sal onthou as julle die nuus dophou, is al verskeie organisasies en groepe wat uitgekom het, sê, luister hier, ons is fine in Suid-Afrika, we love it here, maar we are not loving the discrimination and what. So ja, julle, interesting times. Julle, dis nie in a nutshell, deur Friskie Mariski. Sien julle weer. Bye. En dan kom AfriForum se statement nou net deur. Kali Creole klap terug. Pow. Ek is deur die media ingelig dat die valke klagtes van hoogverraad teen AfriForum ondersoek. Nou ek het nie slapelose nagte hieroor nie, want daar is geen gronde vir hierdie klagtes nie. So Kali Creole het gesê AfriForum is reg vir whatever kom en sou daar saak kom. Hy het bygelas dat daar geen grondwetlike lawful regte is vir hulle om hierdie saak oop te maak nie. En soos dat ons vir AfriForum en Kali Creole ken, het hy gesê dat hulle kan nie verstaan waar die klagtes van ons sou kom nie, want as die government nie eers die Sonderkommission uit kan sort nie, dit is obvious corruption, waarmee is hulle besig? Dis in a nutshell. Met Friskie Mariski.